Goeiemôre broers en susters en baie hartlik welkom by vanoggend se erediens op so 'n lekker koel oggend vir almal die rietjie. Dit is 'n blye besonderse eer en voorreg om by mekaar te mag wees en saam die Here te mag loof en prys. Net die volgende afkondigings van die kant van die kerkraad af. Ons wens die volgende die volgende lidmate geluk met hulle verjaarsdag. Die 24ste April verjaarsdag Posma, en ons sê ek vir haar baie geluk met haar verjaarsdag en mag dit ook 'n wonderlike dag wees en 'n mooi lewensjaar wees wat voor lê. En dan het ons Vrydag wat nou kom, die jeugbybelstudie. Dit gaan weer die laaste ene wees wat ek aanbied op 'n Vrydag. Daar's nog nie op 'n Woensdag wat ek ook aanbied. En jy is welkom om as jy jong voel of jong is of jong wil wees of wat ook al na die Bybelstudie toe te kom, dit gaan lekker wees. En dan ons besoek DV die Ouetehuis, die gemeente se susters op Saterdag 25 April, die Ouetehuis in Betoelie. Dit beloof ook om 'n wonderlike geleentheid te wees. Dan die kollektes onder die diens gaan vir barmhartigheid en vir die volhouding van die bediening, en dan die deurkollektes gaan vir die SDDS. Dit is ons kan amper sê die klasses se diakonale fonds. So as daar diakonale werk is wat van pas is vir die klasses om te doen, dan gebruik hulle hierdie fonds. Elke gemeente het 'n diakonale fonds, maar die klasses het ook diakonale fondse. En dan volgende week skenk Lionel en Marina Daar's nog afkondigings. Die eerste is dat die kerkraad het laas Sondag besluit om te begin met die beroepsproses, om 'n nuwe predikant te beroep. En om dit te doen het hulle eers 'n komitee afgevaardig net om inligting in te samel en te gesels en voorstelle te maak in die kerkraad. Meyer van der Walt is die saamroeper van hierdie komitee. En hy is baie welkom om vandag nog aan om enige voorstelle vir predikante te maak of voor te stel. Nou, aanvanklik het die kerkraad dit goed gedink om die hele week wat nou verby is kans te gee hiervoor, maar ons gaan die komitee gaan DV in hierdie week vergader en indien u 'n voorstel nog wil maak, kan u dit gerus maak net voor hierdie vergadering dat ons dit ook in ag kan neem. En dan kondig ons ook af van die Ouweston wijksbijeenkoms vanmiddag hierso by die kerk. Soos altyd natuurlik is almal welkom, maar dis 'n funksie spesiaal vir die wijk van Ouweston. Dis hierso vanmiddag oor laat 4 uur. En jy is ook daar verwelkom. Ek gaan Ami Posma gaan voortgaan met 'n stukkie. Dit is dan al afkondigings van die kant van die kerkraad af. Ons gaan vooraf hartlik saam sing. Lied 163. Ons sing hier dit net vers 1, daar is net een vers. 'n baie bekende lied, soos 'n wildsbok wat smag na water, so smag my siel na U, o Heer. Lied 163, ons sing hiervan vers 1. Vooraf saam, lied 188, vers 1 tot en met vers 3. Lied 188, vers 1 tot en met vers 3, 'n pragtige loflied tot eer van die Here. Met hart en mond en hand
begin dan nou vanoggend se erediens deur saam ons afhanklikheid van die Here te bely, deur saam te verklaar dat ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Ontvang ook met die seën van die Here. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan dan nou die Here saam loof en prys. Ons het sy seën ontvang en daarom kan ons nie anders nie. En ons doen dit deur vanoggend saam te sing Psalm 84 en sing hier van vers 1 tot en met vers 3. Psalm 84 vers 1 tot en met vers 3. Vanoggend se woordverkondiging gaan ons kyk na hoe ons krag in die Here kry om vergenoeg te wees in alle omstandighede. En daarom sing ons ook met die oog daarop liedere en psalms en skrifbringings daarby pas. Jy sal wel oplet dat ons in vers 3 van Psalm 84 sing, welsalig is die mensekind wat al sy sterkte in U mag vind. Op hierdie manier sluit dit ook baie mooi aan met die woordverbonde. Ons wat krag kry in die Here, vergenoegd of tevrede te wees in alle omstandighede. Psalm 84 vers 1 tot en met vers 3. Ons bely saam ons ongetwyfelde geloof saam met al die kerke reg oor die wêreld en ook dwars deur die eeue. Ons doen dit in die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader.
waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kan sit, dan gaan ons saam luister na die woord van die Here. Die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Exodus 20. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van die vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, en die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg, jy mag nie steel, jy mag nie valse getuienis teen ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. As 'n reaksie op die wet van die Here, gaan ons nou saam sing, Psalm 130, ons sing hiervan vers 1 en ook vers 4. Psalm 130 vers 1 en ook vers 4. Dit gaan in die woordverkondiging uitkom, of duidelik word, dat ons kry krag in die Here, juis omdat deur die werking van die Heilige Gees in ons harte, ons op hom vertrou. Ons gaan in vers 4 sing, hoop Israel in jou klagte, vertrou o volk wat tree. Ons het krag in alle omstandighede, ook wanneer ons vra om verlossing van ons sondes, dan vertrou ons op die Here, ons hoop op hom. Psalm 130, ons sing hiervan vers 1 en ook vers 4. Ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons buig voor U in groot afhanklikheid, maar ook in groot lofprysing.
Want ons besef dat sonder U is ons niks. Ons besef dat dit is alleen uit U genade uit dat ons hier is. Dit is alleen uit U genade uit dat ons U kinders is. Dat U ons gekies het voor die grondlegging van die aarde. U ons geskep het, dat ons U kinders mag wees deur die werking van die Heilige Gees in ons harte en die reddingsdade van ons Here Jesus Christus. Ons vra ook nou daarom dat U met ons sal wees wanneer ons tot die woord nader, wanneer ons daaruit lees, dat U Heilige Gees in ons harte sal werk, dat ons werklik die woord sal hoor en sal verstaan en sal glo en sal toepas tot eer van U naam. Want aan U kom toe al die lof en al die eer en al die heerlikheid tot in alle ewigheid. As ons net kyk na al die dinge wat U rondom ons doen, al die genade wat U ons gee, die reën wat val en die seisoene wat verander, dan sien ons U krag en U almag. Ons prys U naam daarvoor. Ons bid ook dat U al ons sondes sal vergewe. Wanneer ons voor U kom, kan ons nie anders maar as om te besef dat ons nog tekort skiet nie. Dat ons sondig. Ons het die wet gelees en ook daarin weer raak gesien hoe ons dit nog steeds elke dag oortree. Maar ons vra dat U vir ons ware berou en bekering sal gee, dat ons werklik al hoe meer en meer sal groei daarin om gehoorsaam te wees aan die wet. En ook dat U ons deur en deur daaraan sal herinner dat U Seun vir ons sondes gesterf het. Dat deur Hom word die straf van ons sondes nie op ons uitgevoer nie, maar op Hom. En deur Hom is ons die kinders. En juist daarom, juist omdat ons gered is, daarom wil ons U wet onderhou. 'n Groot dankbaarheid tot eer van U naam. Ons bid al die dinge in Jesus naam alleen. Voordat ons nou saam met die woord van die Here gaan lees, gaan ons net saam sing, Psalm 18. Ons sing hiervan vers 1 en vers 14. Vers 14 van Psalm 18 gaan oor dat die weg van die Here gans volmaak is soos hy, en dat sy woord van alle smet is vry. So daarom is dit 'n baie gepaste psalm ook om te sing voordat ons uit die woord van die Here uit lees. Psalm 18 vers 1 en ook vers 14. So mooi hoe ons die eerste vers saam gesing het, die Here is ons rots en ons sterkte, en ons skild en ons weerkrag. Dit sluit ook wonderlik aan by die woordverkondiging van die Here, wat vanoggend plaasvind uit Filippense 4 uit. Ons gaan lees vanaf vers 10 tot en met vers 23. Filippense 4 vanaf vers 10 tot en met vers 23. Jy sal dalk oplet dat Filippense 4 vers 13 is baie bekend. En ons gaan dus kyk na presies die konteks waarbinne daardie vers geskryf staan vanoggend.
Filippense 4 vers 10 tot en met vers 23. Ek het my grootliks verbly in die Here, dat julle nou eintlik weer opgeleef het om aan my belange te dink, waaraan julle ook gedink het, maar julle het die geleentheid nie gehad nie. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees in die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê, in elke opsig en alle dinge is ek onderrig, om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Nogtans het julle goed gedoen toe julle deel gehad het aan my verdrukking. En julle Filippense weet ook dat die begin van die evangelie, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van uitgawe en inkomste nie, behalwe julle alleen. Want ook in Thessalonika het julle vir my behoefte meer as eenmaal iets gestuur. Nie dat ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed, en ek het dit volop nadat ek van Epaphroditus ontvang het, wat deur julle gestuur is. 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. En my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Aan ons God en Vader die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jesus, die broeders wat saam met my is, groet julle. Al die heiliges en veral die wat aan die keizerlike huis behoort, groet julle. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen. Dit is die woord van die Here. Ek lees dit vir ons weer, ons fokusverse, dis vers 12 en 13. Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat vir my krag gee. Broers en susters, hierdie vers 13 wat ons nou net gelees het, soos ons ook in die heel begin gesê het, baie bekend. Dit is op baie Christelike notaboekies wat jy kan koop, staan dit voorop. Dat baie sportsterre gebruik dit, party tatoeëer dit selfs op hulle. Toe ek nog jong was en rugby gespeel het baie ouens hierdie vers, as hulle type om hulle self gesit het hulle hierdie vers op die type geskryf. Dit was 'n groot deel van die motivering van die span gewees. En broers en susters, dis 'n goeie ding. Dis goed dat die woord van die Here so algemeen beskikbaar is, dat hierdie vers so bekend is, dat dit op so baie plekke is. Selfs op sosiale media is baie mense hierdie verse onder hulle foto's of wat ook al hulle plaas. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Maar wat belangrik is dat hierdie vers werklik in sy konteks verstaan word. En dis juist eers wanneer hy in sy konteks verstaan word wat hy werklik sy betekenis kry. Baie mense mag dalk hierdie vers interpreteer op 'n manier wat sê dat omdat Christus vir my krag gee, kan ek enige iets bereik. Sal ek suksesvol wees in hierdie besigheid wat ek aanpak? Sal ek hierdie sportwedstryd wen? Sal ek altyd gesond wees of vinnig dalk gesond word of wat ook al? Daar is 'n slagspreuk onder party van my vriende wat sê ek is tot alles in staat deur 'n vers wat uit konteks aangehaal is. Maar broers en susters, wat beteken hierdie vers regtig? En om dit te doen, gaan ons eers na sy konteks kyk en dan werklik besef wat dit beteken om krag in die Here te hê. Nou, hierdie vers staan baie naby aan die einde van die boek van Filippense. Ons het die heel laaste verse gelees. En Paulus is hier besig om die gemeente in Filippi te groet. Dit is die heel einde van die brief en hy kom tot die einde. Hy sê amper tot ziens en ek groet julle. Ons het daarvan ook gelees in die laaste 3 verse. Maar voordat hy hulle groet, bedank hy omdat hulle hom finansiëel ondersteun. Nou,
Dis interessant wat hier gebeur. Paulus kom daar agter dat hy meer doen as net eenvoudig sê, dankie vir julle ondersteuning, totsiens. Hy brei 'n bietjie uit. Hy probeer misverstande vermy waarskynlik. Want, soos ons kan aflei uit die gedeelte wat ons gelees het die gemeente in Filippi hom vir 'n ruk ondersteun, fisies en finansiëel, dalk vir hom kos gestuur of geld gestuur of iets soos dit. Maar tot hulle vir 'n hele ruk opgehou. Hy sê dat hulle het altyd aan hom gedink, maar hulle het nie die geleentheid gehad in vers 10. So Paulus is daar bang as hy net sê dankie vir julle ondersteuning, totsiens, dan gaan hulle dink hy is dalk passief-aggressief. Dankie dat julle uiteindelik weer bygekom het. Dankie dat julle weer reg is of wat ook al. Maar dis nie wat Paulus wil doen nie. Hy wil regtig opreg in sy hart dankie sê dat hulle hom ondersteun. 'n Ander misverstand wat hy ook moontlik wil vermy, is een waar as hy sê dankie vir die ondersteuning, dat die gemeente dink, hy doen dit eenvoudig net vir die geld. Ja, hy is iemand wat evangelisasiewerk doen, deur dit om gebruik om baie vroeë gemeentes te stig, maar eintlik het hy net vir die geld gedoen. En Paulus vermy weer hierdie moontlike misverstand deur uit te brei. Dis nou juist in hierdie uitbreiding wat ons hierdie Filippense 4 vers 13 kry. As ons lees van vers 11 af, dan sê hy, ek sê dit nie uit gebrek uit nie. Ek sê nie dankie vir die ondersteuning wat julle vir my gegee het, omdat ek gebrekkig is nie. En sê hy, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet om oorvloed te hê, in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En dis waaroor hierdie vers gaan, Filippense 4 vers 13. Dit gaan nie daaroor dat ons altyd suksesvol gaan wees nie. Dit gaan nie daaroor dat alles in ons lewens altyd maklik reg gaan kom nie. Dit gaan nie daaroor dat ons altyd gaan wen nie. Dit gaan daaroor dat maak nie saak in watter omstandighede ons is nie. Of dit hoe goed gaan en of dit hoe sleg gaan. Ons vind ons vergenoegdheid in die Here. Die 2020 vertaling vertaal hierdie woordjie vergenoeg met die woord tevrede. En dit is eintlik so mooi, as mens dink aan albei hierdie woorde. Die woordjie vergenoeg kom van die woord genoeg af. Die woordjie tevrede kom van die woord vrede af. In ander woorde, wanneer jy jou krag in Christus vind, het jy genoeg, al het jy op wêreld gesproke baie min. Jy vind jou vergenoegdheid daar. As jy jou krag in die Here vind, het jy vrede. Al volgens die wêreld is daar net chaos rondom jou. Dalk selfs in jou emosies op 'n manier. Maar in jou hart, in jou siel, het jy vrede. Jy vind jou vergenoegdheid en jou vrede in die krag wat jy het in ons Here Jesus Christus. So Paulus vermy geheel en al hierdie misverstande. Hy sê dankie dat julle my ondersteun, maar ek sê dit nie oor myself nie, ek sê dit nie omdat ek wil ryk word nie, ek sê dit nie omdat julle te raas nie. Julle doen wat julle kan en ek is daarvoor dankbaar. Ons sien dit ook baie duidelik in vers 18 bietjie later, oor vers 17 en 18. Daar staan in vers 17: Nie dat ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed, ek het volop. Nou dat ek van Epafroditus ontvang het, wat deur julle gestuur is, 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik voor God. So dit gaan nie vir Paulus daaroor dat hy moet ryk word of meer kry, of dat Thessalonika moet, Filippense moet bykom nie. Het gaan daaroor dat hy wil hê dat hulle moet deel hê op hierdie manier aan die verkondiging van die evangelie. Dat hulle hierdie offer nie vir Paulus nie, maar vir die Here gee. En dat dit 'n goeie offer is, welbehaaglik en welgevallig voor die Here. En ons kan hieruit iets leer, broers en susters. Wanneer dit gaan oor geld in die kerk,
dan gaan dit nie oor ons wat bedreig word, of 'n predikant of pastoor, of iemand wat bedreig word, of oor iets soos dit nie. Dit gaan ook nie oor hoe baie of hoe min jy gee nie. Die gemeente in Filippi kom verlang nie gee, maar dit gaan oor dat jy gee wat jy kan, met 'n blymoedige hart vir die Here. Dit is 'n mooi offer vir die Here. Nou broers en susters, kom ons fokus nou vir 'n ruk op presies wat hier in Filippense 3:4 vers 13 staan. Ons het nou agtergekom dat die ware konteks, die ware betekenis, is dat jy in alle omstandighede vergenoegd is, want jy vind jou krag in die Here. Maar wat beteken dit regtig om jou krag in die Here te vind? Hoe werk dit en hoe lyk dit? Gaan dit daaroor dat jy fisies, liggaamlik sterk word? Duidelik nie. Gaan dit daaroor dat jy meer selfvertroue het in jouself? Dat jy, watter op die omstandighede jy kry, dat jy dit self kan deurmaak met jou eie wilskrag, of hoe ook al. Nee, broers en susters, dit gaan daaroor dat jy vertroue het in dit wat Christus vir jou gedoen het. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee, deur Christus wat vir my krag gee. Nou, hoe lyk hierdie krag? Dis 'n vertroue op die Here. Maak nie saak hoe laag jy is nie. Fisies, met jou gesondheid, emosioneel en jou emosies. Maak nie saak hoe swaar jy kry nie. Deur die Heilige Gees wat in jou hart werk, vertrou jy op dit wat Christus vir jou gedoen het. Dat jy 'n kind van die Here is. Dat hy vir jou sondes gesterf het en opgestaan het uit die dood, dat die dood nou nie meer 'n aanhaal het nie, en dat jy in die hand van die Here is, deur dit alles, dat hy die een is wat vir jou krag gee, dat hy die een is wat jou deur hierdie dinge bring, dat jy op hom vertrou. Ons kan maar dink aan Romeine 8, wat ons onlangs na gekyk het, waar ons gelees het dat as God vir my is, wie kan teen my wees? Romeine 8 vers 30. Dit beteken nie dat dit altyd met jou gaan goed gaan. Anders as hoe baie van my vriende wat saam met rugby gespeel het gedink het, dit beteken nie dat jy altyd die wedstryd gaan wen nie. Maar dit beteken dat die Here by jou is. En maak nie saak wat gebeur nie, soos ons lees in Romeine 8 vers 28 net voor dit, dat alles ten goeie, dat hy alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Dat alles, die goed, die sleg, soos Paulus sê, die honger en die versadig wees, dat al daai dinge saamwerk ten goeie, dat jy meer soos Christus word, en dat jy die geloof, en dat jou geloof in die Here sterker word. Dit is waaroor hierdie vers gaan. Net iets anders waarby ons ook vir 'n oomblik stilstaan is, dat Paulus sê hier, baie opvallend eintlik as jy daaroor dink, dat hy vergenoegd is en krag het in Christus, wanneer dit met hom goed gaan, en wanneer dit met hom sleg gaan. Ons kan maklik insien, hoe jy jou krag in Christus moet kry, wanneer dit met jou sleg gaan. Dit maak sin. Dit voel veel dan asof jy niks anders het nie. Jy het net vir Christus oor en daarom moet jy dan in hom jou krag kry. Maar ons moet ook ons krag in hom kry wanneer dit met ons goed gaan. Wanneer jy baie ander hulpbronne tot jou beskikking het. Wanneer jy goed voel, wanneer jy selfvertroue het, wanneer jy dalk baie wel af is of hoe ook al. Dan is dit baie maklik om krag te gaan vind in aardse dinge, maar nie in Christus nie. Ons kan onsself eintlik al afvra, watter een is moeiliker? Is dit moeiliker om jou krag te vind in Christus wanneer dit met jou sleg gaan? Of is dit moeiliker om jou krag te vind in Christus wanneer dit met jou goed gaan? Albei is baie moeilik, maar dit kan baie keer juist die geval wees. Dit is moeiliker om jou vergenoegdheid te vind wanneer dit met jou in Christus, wanneer dit met jou goed gaan. So broers en susters, wanneer ons weer Filippense 4 vers 13 op 'n notaboek sien, of op sosiale media sien, of wanneer 'n sportster dit hom getatoeëer het, of hoe ook al, dan
moet ons die konteks van hierdie vers besef en weer opnuut daardeur bemoedig word. Weer opnuut besef dat wat hierdie vers beteken is dat maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak hoe sleg of hoe goed dit gaan nie. Ek vind altyd my vergenoegdheid in die Here. In Christus wat vir my krag gee. In 'n hoop en in 'n vertroue op dit wat hy vir my gedoen het. Maak nie saak wat gebeur nie. Ek is 'n kind van die Here. Amen. Kom ons bid saam. Ons groot en almagtige Hemelse Vader, ons kom voor U en ons loof en prys U naam, dat ons weet dat ons krag in U lê, en in dit wat U Seun vir ons gedoen het, en dit wat ons glo deur die Heilige Gees wat in ons harte werk. En ons vra dat U ons deurlopend deur die Heilige Gees hieraan sal herinner. Dat ons deurlopend ons vergenoegdheid en tevredenheid nie in aardse dinge of in selfversekerdheid of enigiets anders sal probeer vind nie, maar dat ons dit altyd in U sal vind. Ons bid dat wanneer dit met ons swaar gaan en wanneer dit met ons goed gaan, dat ons nie ons oë nie sal dwaal en ons nie sal rondkyk na ander dinge nie, maar dat ons op U gefokus sal bly. En mag ons ook werklik hierdie krag ervaar. Mag ons werklik hierdie vergenoegdheid en hierdie vrede ervaar. Daar is so baie dinge in die lewe wat ons kan onderkry. Daar is so baie dinge wat ons mismoedig kan maak. En ons bid dat ons altyd sal weet, want ons U het ons genoeg, al het ons wêreldse spreuke baie min. Dat omdat ons U het ons altyd vrede. Al is daar wêreldse spreuke om ons of selfs in ons emosies chaos. En mag ons werklik daarin troos en rus vind. En ons bid ook so spesifiek vir al die lidmate van hierdie gemeente. U ken elkeen se hart. U weet waarmee elkeen worstel. U weet ook, u ken ook die voorspoed wat u genadiglik vir ons elkeen skenk. En ook die teëspoed waarin ons geduldig moet wees. En ons bid dat u daarom sal wees met elkeen wat siek is, elkeen wat emosioneel swaar kry, elkeen wat spanning ervaar in hulle verhoudings, elkeen wat finansiële druk ervaar, wat gesondheidsprobleme het, dat hulle altyd hierdie vergenoegdheid en tevredenheid in U mag ervaar. Ook die wat groot voorspoed ervaar, mag hulle vrede vind in U en nie in aardse dinge nie. Ons bid ook vir ons broers en susters reg oor die land, reg oor die wêreld, waar daar soveel verskriklike dinge gebeur, waar daar soveel onderdrukking is. Mag hulle ook hulle vrede en hulle krag in Christus vind. Ons bid al hierdie dinge in Jesus naam alleen. Amen. Daar is nou geleentheid vir die liefdegawes, waarna ons saam gaan sing as reaksie op die woord van die Here, maar nou eers geleentheid vir die liefdegawes.
nou saam sing, skrifbereiding 14:2. Dit is 'n wonderlike bereiding uit die boek van Habakuk uit, waar die profeet van Habakuk ook so sê, dat al sy die vyeboom nie bot nie, al sy die wingerd sonder drywe staan, die graan verdor, dan gaan hy aan dinge te doen wat skeef kan loop. Al gebeur al die dinge wat sleg is en wat skeef loop, nog steeds sal ons krag in die Here vind, want hy is ons hulp, hy is teen ons beskerm. Ons sing saam skrifbereiding 14:2 as 'n reaksie op die woord van die Here, vers 1. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Amen.